En baie welkom, ons is hier in Oos-Transvaal. Nou wat die besigheid hier met buite noem, gee ek nou nie voor 'n flenter om nie, maar ons is in Oos-Transvaal, hier in Ermelo. En vandag is die 26ste April 2026. Ons tema, en luister tog maar net so 'n bietjie fyner vanmôre, die tema is die ewige beginsel. Nou dadelik, wanneer 'n mens praat oor 'n beginsel, dan dink jy aan 'n klomp goedjies. Maar ek wil hom so 'n bietjie vir u nader trek, dat ons net kyk wat is beginsel. Beginsel, dit is eintlik hulle noem dit 'n Middel-Nederlandse woord, of 'n Mid-Nederlands. Nou die woordjie is beginnen. Beginnen beteken oorsprong, daar waar dit vandaan kom. En sil is 'n byvoeging en hy beteken eintlik handeling. So wanneer ons praat van beginsel, dan praat ons van die handeling van die begin. Nou kan ons gaan kyk, verskoning, wat sê Genesis 1 vers 1? Kom ons kyk net vinnig gou daar. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het Vader Jahwe die hemel en die aarde geskape. Daar's 'n punt daar, dit beteken, dis 'n stelling, ons argumenteer nie daaroor nie, dit is wat dit is. So wanneer ons dan nou praat oor die beginsel, dan sê ons, in hierdie opsig het Vader alles begin. En daar was 'n handeling. Dit beteken dat die begin het 'n handeling nodig gehad en Vader het dit begin. Daarom ek uitgesproke, ek sê Vader is dan die beginsel. Kom ons kyk na die volgende teks in Johannes 1. Johannes 1 vers 1 staan dit presies so geskrywe. In die begin was die woord. So die woord was dan die beginsel. Want dis waaruit dit begin het. Nou, en die woord was Vader Jahwe. Nou, dis geweldig as 'n mens dit uit hierdie spesifieke oogpunt benader om te verstaan, wat is dan die ewige beginsel? Die ewige beginsel is dan, volgens die skrifte, Vader Jahwe self. Hy is die ewige beginsel. Jy kan nie 'n kompromie daarmee maak nie, jy kan dit nie verander nie, en dit is wie hy is. Hy is die beginsel van die skepping en die openbaringe. Openbaring 22 vers 13 sê hy die volgende. Hy sê, ek is die Alfa en die Omega, en die einde, en die begin, en die eerste, en die laaste. En dit is vir my so volmaak, dit is so volledig. Dit beteken, sou ons begin verstaan, hy is die beginsel. Dan beteken dit, ons sit hier met 'n beginsel, wat nie kan verander nie. Want dis in die begin, dis in die einde, dis die volleinding, dis die alles. So wanneer ons Vader verstaan as die beginsel, dan begin die dinge vir ons sin maak. Lukas 22 vers 3, asseblief. Ons gaan nou praat oor 'n paar sensitiewe goedjies vanmôre, maar ek moet dit van my hart af kry. Iemand met waag om dit te begin sê. Lukas 22 vers 3, asseblief. Nou ek maak 'n sprong, onthou nou, ons is nog besig met beginsel, ewige beginsel. Lukas 22 vers 3 sê vir ons die volgende, en lees nou mooi saam met my, dan dink jy mooi oor wat hier geskrywe staan. Daar staan geskryf, en die Satan het in Judas ingevaar. Nou, ek dink nie hy het hom ingeboelie nie, ek dink nie die deure oopgeskop nie, want jy moet onthou, Judas was 'n man wat gekies is uit die Judeese streek as 'n apostel. Die ander 11 kom almal uit Galilea uit, maar hy kom uit 'n dorpie met die naam van Krotia.
En Iskariot is daarvan afgelei. Ish is man en Kariot is die dorp waar hy vandaan kom. Die man van Krotia. Nou, hoor wat gebeur. Hy het die geldbeers gehad. Ek meen, hy het die finansies gehanteer, en so meer. Hy was eintlik gekies. Ek praat hom nie goed nie, met fyn luister. En die Satan het in Judas ingevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Nou, wat is vir my belangrik? Die Satan het daar ingevaar, in Judas in, want hy moet iets doen, en dis waaroor ons gaan praat. So wanneer hy in Judas ingaan, dan vergeet ons om te onthou, dat Judas was eintlik in die binnekring, hy's in die binnekant. Maar Judas hy was so 'n bietjie skelm met die geld rond. Met ander woorde, daar het 'n poort oop gestaan. Dit beteken dat die Satan kon maklik by hom toegang kry. Nou mis jy my. Ek probeer vir u vanmôre sê, dat verraad begin altyd aan die binnekant, nie buitekant nie. Hy begin binnekant. En ons moet daarna mooi oplet. Ons kyk vandag na 'n vraag wat gevra word, want Vader vra vir die man en die vrou, wie het julle geleer dat julle naak is? En dit het nou niks met klere uit te waai nie. Op die aarde niks. Die naakbesigheid beteken dood eenvoudig, hulle het hulle oorsprong gekompromiteer. En as gevolg daarvan was hulle nie meer bekleed met die oorsprong nie. Hoor jy dit? En dit is waar dit begin. Nou, jy kan dit gaan lees in Genesis 3:11. Nou, hierdie vraag openbaar die meganisme van die Satan, alhoewel is sy naam. So wat doen hy? Wat doen hy? Hy gaan kies altyd 'n persoon in die binnekant by wie die deur oop staan, wat beskikbaar is vir verraad. Dit het nog nooit in die geskiedenis anders gewerk nie. En begin by Lukas 22 vers 3. Dit is vir ons gegee om dit te verstaan. Hy gebruik pragmatisme. Nou, weet jy wat is pragmatisme? Om te kies wat vir jou werk, eerder as om die beginsel te onderhou. So hy kies die persoon wat gemaklik is om 'n kompromie aan te gaan. Ons gaan so 'n bietjie net nou verder daaroor werk. Onthou, Israel, al Israelse konings, van koning Dawid af, van Salomo af, al die konings van Salomo af, tot op datum, het beginsels gekompromiteer. Jy hoor nie wat ek sê nie, ek het vir u mooi beduie, dat Vader is ons beginsel. En as jy gaan kyk, dat net Dawid word genoem, die man na my hart, maar wanneer jy gaan kyk, na daar vandaan af, self Saul, uit die beginsel verkrag, uit die beginsel gekompromiteer, en al die konings daarvan, en alles wat in heerskappy opgegaan het, tot op datum, het die beginsel gekompromiteer. Dis hoekom ons vandag hier in die moeilikheid is. Nou kom ons stap verder aan. Hier in Suid-Afrika, kom ek sê dit liewers, hier op die suidpunt, het 'n klomp goed plaasgevind. Baie traumaties, daar's mooi boeke daaroor geskryf, jy kan dit gaan oplees as jy wil. Maar die geskiedenis leer vir ons, dat elke keer hierdie ouetjies wat gesoek het om net by die beginsel te bly, was hulle geboelie met politiek, met vreemde, valse aanklagtes, was hulle gedwing, die kerk het hulle aangeval en so meer, om hulle te dwing om die beginsel te laat vaar.
En so sien ons dat die geskiedenis nou aangeloop het en dan kom ons op 'n plek waar ons praat van Andries Pretorius wat eintlik 'n volksman was, hy was 'n volksheld. En Andries Pretorius het op 'n stadium doeteenvoudig met die Santervuur Konvensie, hy en saam met Koos Dalery en Christian de Wet het hulle die Britse gesag gaan aanvaar op voorwaarde dat klousule 7 van die Vredesverdrag uitgevoer sou word. Dit beteken dat hulle uiteindelik dan die Boererepublieke sou terugkry, maar dit het nooit gebeur nie. Die rede is hierdie beginsel het jy aangetast. Nou, ons kan lang stories daaroor maak, dit is nie my nie. Ek wil nie, die patroon bly dieselfde. Hoekom praat ons vanmôre daaroor? Jy weet, ons is in hierdie land kwaad, man. Ons is kwaad vir alles. Ons is kwaad vir petrol en diesel. Ons is kwaad vir die flappies. Ons is sommer net kwaad. Ons is kwaad vir taksies en kwaad vir die potholes. Ons is 'n volk wat totaal en al kwaad is. Die vraag moet gevra word, hoe is ons nou so kwaad dat ons almal is dan die direkte oorsaak dat ons in hierdie toestand is? Hoekom? Want ons het die beginsels het ons gekompromiteer. Ek kan dit nie vir my op 'n ander manier verduidelik nie. Ons gaan kyk hoe dit begin in die tuin in Eden. Hoe dit daar begin. Dit het begin waarin daar gesê word, is dit so? Eers is 'n vraag gevra, is dit so? En dan is dit later, maar weet julle wat? Julle kan soos hy word. Met ander woorde, daar's 'n vraag en 'n aanbod. So ja, 'n vraag word gevra en daar's 'n aanbod wat gemaak word, 'n oplossing word gegee. Nou die oomblik wanneer jy die beginsel kompromieer, dan beteken dit doeteenvoudig, jy aanvaar die oplossing. Die oplossing, as hy nie harmonieer en resoneer met die beginsel nie, dan is jy weg van die pad. Jy is net mooi netjies weg. Nou, in 17 Januarie 1852, en ek kan nou met my argumenteer as jy wil, daardie dag is die Boererepublieke finaal oorgegee, omdat die beginsel gekompromieer is. Ek kan die geskiedenis gaan loop lees. Nou die eerste aksie wat ooit begin het met die oorsprong. Nou kom ons praat so. Adam is die oorspronklike skepping, is dit reg? Dit beteken dat toe Adam die beginsel oortree of die beginsel kompromieer, toe maak hy hom deel van dit wat nie oorsprong is nie. En dis ons probleem waar ons mee vandag sit. Eva sien, die boom was goed. Dit was geen boom nie. Dit was nie 'n boom nie. Die boom was goed om van te eet. Die boom is 'n lus vir die oog. Die boom is iets wat 'n mens kan van eet om wysheid te kan verkry. Verstaan u wat hier aangaan? En dan het sy gegaan en sy het vir haar man aangebied. Met ander woorde, wat het gebeur? Die Satan het in die binnekant inbeweeg. Het vergeet wat sê Lukas 22:3. Dis elke keer die ding in die binnekant, hy begin in die binnekant. En dis waar die vernietiging plaasvind. Ons sien pragmatiese wins uit die kring van sekerheid in Vader Jahwe gebruik. Dit beteken, wanneer jy 'n ander oplossing beter sien as die beginsel, as die oorsprong, en dan is jy met Vader in stryd. Kom ons kyk na die konings na Dawid. Ek wil nie vir u vermoei vanmôre met hierdie stukkie geskiedenis nie, maar ek wil net vir u wys, dis 'n eentonige reëlmaat deur die geslagte en deur die eeue heen. Sommige soos nou die dag, ander dag nog, het ons gesê, maar F.W. de Klerk het die volk verraai. Hy het nie die volk verraai nie. Hy was nooit volk nie. Hy het gesê, hy is 'n bastard.
So hy het syne bevoordeel. Hy het nie hierdie volk verraai nie. Dis nou my uitgangspunt, jy kan my daaroor verskil. Maar dit is nou dis die goed waarmee ons worstel. Elke dag van ons lewe. Ons bly kwaad, maar ons keer nie terug na die oorsprong nie. So ons woede gaan ons nêrens bring nie. Jy weet jy in 1 Konings 11:4 gaan loop lees, dan hoor jy toe Salomo oud geword het. Nou dit is wat vir my verstommend is. Wat wil 'n ou man maak met 'n klomp jong vrouens? Maar wanneer Salomo oud geword het sy vroue sy hart verlei om ander gode na te volg. Sy vroue. En weer word 'n kompromie gemaak. Hy laat vaar die beginsel en hy's in sy kanon in. En daarvandaan vir die konings gekom en gegaan en elke keer het hulle die beginsel wat Vader Jahwe is, gekompromeer met iets anders wat nie van hom is nie. En die volk was deurentyd, deur die geskiedenis, tot vanmôre toe, presies in die gemors as gevolg van daardie keuse. Nou ons hou baie godsdienst en ons preek baie en ons sê allerlei mooi goedjies. En dit is seker reg op sy tyd en so meer. Maar ons moet by 'n stadium kom wat ons onafhanklik word in opsigte van die goed wat vir ons gegee is. Ons moet onafhanklik word. Ons moet afhanklik word van die beginsel wat Vader Jahwe is. Kom ons praat maar oor Jerobeam. Wat gebeur met hom? Hy bou 2 goue kalvers en hy sê, hierdie goue kalvers het julle uit Egipte uitgelei. Hoor, hoe ver is hulle nou al van koning Dawid af op hierdie stadium? Hoekom? Omdat hulle die beginsel nie geëer het nie. Hulle almal, die hele lot, al die konings daarna, het 'n pragmatiese pad geloop. En dit beteken, hulle het altyd iets anders hoër geag as Vader. En jy kan die geskiedenis gaan lees, in reëlmaat was die volk in ballingskap, sy verwoes, geslag, gestroop, hongersnood, slawerny en oor hierdie beginsel. Nou vandag sit ons in 'n sonskyn land en ons het baie godsdiens hier. Maar ek sê nou vanmôre vir jou, die beginsel, Vader Jahwe is nie die beginsel aan die suidpunt van Afrika nie. Want as hy was, dan sou hierdie gemors nie hier heerskappy gevoer het nie. So ons moet ons nie bekeer na 'n beter godsdiens opsie nie. Ons moet ons bekeer terug na die oorsprong toe. Dis Vader Jahwe, hy is die beginsel. Miskien sê ek dit te kras, maar jy moet nou mooi hoor. Ons sê die Satan vaar in. Ek wil vandag vir u 'n vraag vra en u moet vir my antwoord. Sê net vanmôre vir my, as hierdie volk aan die oorkant van die riviere van Kus geweet het wie is die beginsel geleef het, hulle kinders in die beginsel opgevoed het, dink jy hulle sou vir die sotheid in 1994 ja gesê het? Dink jy so? Jy praat nie met my saam nie. Ek wil weet, jy moet vanmôre vir my sê. So hulle sou nie ja gesê het nie. Hulle sou nee gesê het. Maar hulle het ja gesê. Hoekom? Want lank voor die tyd het hulle begin om hierdie volk van die beginsel los te maak. So ons kan nou vandag so kwaad wees net soos ons wil. Niks gaan verander voor ons nie terugkeer na die oorsprong nie. Ou storie, ek maak u moeg. Kom ons kyk 'n bietjie na die boervolk se geskiedenis. Kom ons trek oor vanmôre net so 'n bietjie nader. Ons het nou van doen agter gepraat van Adam en toe van Salomo en dis baie lank terug, is dit nie waar nie? Maar kom ons trek hom
so bietjie tot hier naby, dan kyk ons mooi wat het met ons gebeur. Onthou, ons het weggetrek van 'n kerk af en weggetrek van die Xhosas en weggetrek van die Oos-Kaap af en ons het 'n wat gesoek. Ek praat van ons, ek praat van ons voorgeslagte. Ons het 'n land gesoek waar ons vry kan wees onder Vader se hand. Dis wat ons gesoek het. Uiteindelik het dit ons ingehaal. Wat? Kom ons kyk net vanmôre gou-gou daarna. Wat het gebeur? Wat het gebeur dat Andries Pretorius, wat 'n voortrekkerleier was, hy was eintlik 'n soort vaderfiguur binne in hierdie volk. Hy was deel van die vestiging van die Boererepublieke, hy was betrokke by die verbond by Bloedrivier. Ek meen, dit was 'n man wat opgestaan het, uit sy hand opgesteek en so meer. Wat het met hierdie man gebeur? Hoe het hy later 'n eed van trou aan die Britse troon gaan sweer? Watter rede het hy dit gedoen? Maar net daardie een man se optrede het die hele ideaal van onafhanklike republieke totaal vernietig. Wat het met hom gebeur? Lukas 22 vers 3, niemand gaan hiervan hou nie. En die Satan het in Judas ingevaar. En dwars deur die geskiedenis kan ons gaan kyk, elke keer as die volk opstaan en haarself suiwer en begin een kant toe gaan, daar altyd iemand in die binnekant wat gebruik om hierdie hele aksie te vernietig. En ons moet dit in die oë kan kyk, man. Daardie dag op 17 Januarie 1852 by die Santervier Konvensie, moet u nou hoor, u moet nou wragtig hoor wat gebeur daar. Die Britse regering het onafhanklikheid van die Transvaal en die Oranje Vrystaat erken. Hulle het dit erken. Maar u moet hoor, in ruil daarvoor het Pretorius en die boereleiers 'n eed van trou in die Britse kroon gesweer. Dis 'n kompromie. En daardie kompromie het die beginsel van die oorsprong aangetas en ons vandag nog in die moeilikheid as gevolg van hierdie keuses. So nou jy wou gehad het, ek moet die preek oor sonde, ek het opgehou preek oor die Satan se gemors. As daar sonde in jou lewe is, man, gaan maak dit uit en kry klaar daarmee. Maar kom hier na toe, laat ons terugkeer na die oorsprong, na die beginsel. En dit is ons oorwinning. Daar's 'n geestelike les te leer uit hierdie ding. Beginsel vastheid. Weet jy, dit is 'n woordjie wat binne in ons taal lewend is. Beginsel vastheid. Maar ons hoor hom, maar ons verstaan nie die diepte daarvan nie. Om beginsel vas te wees, beteken jy kan nie van Vader af afgerokkel word nie. Met niks. Dis beginsel vastheid. Dit is om selfstandig te wees onder Vader Jahwe se hand. Wat 'n fantastiese plek om te wees. Die Vredesverdrag van Vereniging. Kom ons kyk net gou-gou daar. Ons praat baie oor die Vredesverdrag van Vereniging op 31 Mei 1902. Ons is een van daar weer by 31 Mei. En so gaan die geskiedenis aan en so word al valer en later verdwyn die hele diepte van hierdie saak. Kom ons kyk. U moet onthou, na 3 jaar het die grootste weermag van daardie tyd op die planeet Aarde, Engeland, hierdie klein volkie, wat van stokoud tot dagoud net 181 siele is, saam met die Kaap se ou Afrikaners, het hulle 500.000 soldate teen haar gestuur. U hoor nie.
Wie het in hulle ingevaar? Ek vra vanmôre hierdie vraag. Wie het in hulle ingevaar? Nou wanneer moet dit dan nou ophou? Want van daardie dag af tot vanmôre toe is dit bloed en trane. Verwoesting, verkrachting, verbastering. Alles het met hierdie volk skeef geloop. Om watter rede? Omdat die wat in die binnekant was, het hulle gelei om die beginsel te oortree. Jy kan hierdie ding met politiek nie regmaak nie. As jy nou dink, jy gaan een van daai ou crazy trek om hier potholes in hierdie land minder te maak, is waaragtig by die verkeerde plek. Jy gaan dit nie reg kry nie. Daar's net een pad. Hierdie volk sal laat twak en haar verskille en al haar getwis met mekaar moet los. Ons sal mekaar vat en sê, en dan het ons 'n stem, dan sê ons dit stop net hier. Dan sal dit begin werk. Maar om in hierdie ding te gaan deelneem, jy kan nie gaan cricket speel wanneer 'n rugbywedstryd aan die gang is nie. Jy gaan nooit ooit wen nie. Dis wat in hierdie tyd gebeur. Dis een groot bedrog. Dis 'n sataniese drillsel waar binne in ons is. En dit lyk vir my, ons wil hom met godsdiens regmaak. Weet jy, die hoofonderhandelaars by 1902, ek gee hulle name vir jou dat jy mooi hoor. Ek sê nie hierdie is slegte ouens nie. Dis nie wat ek sê nie. Hoor wat sê ek. Ek sê die onderhandelaars met die Britse troon. Jy hoor nie wat ek sê nie. Die onderhandelaars met die Britse troon. Hier is hulle name. Louis Botha, Christian de Wet, Jan Smuts en Koos Delery aan die een kant en Kitchener en Milner aan die ander kant. En hulle onderhandel oor ons boererepublieke, oor ons volkskap. Hulle onderhandel daaroor. En wat is die uitkoms daarvan gewees? Kan ek maar vir u sê. Oorlewing bo beginsel. Oorlewing bo beginsel. Die oomblik toe hulle onderhandel met oorlewing en Vader, wat die beginsel is, los, dis dit afgehandel tot vanmôre toe. Die 1910 Uniewording, dis 8 jaar later. Wat het met die Uniewording plaasgevind? En julle het 'n groter land nou gekry as wat julle aanvanklik gehad het. Julle het nie nou net meer 2 boererepubliekies nie, julle die hele suidpunt van Afrika. Dit was die ding met 1910. Maar u hoor nie wat het gebeur nie. Die totale onafhanklikheid en soewereiniteit van hierdie boervolk is daarmee heen in 1910. Wanneer ons in 1961 aankom, dan sien ons die Union of South Africa kry 'n nuwe naam, die Republiek van Suid-Afrika, maar die ding hier binne is nog steeds 'n ding. Dit is nie 'n volksding nie. Lees saam met my in Kolossense 2 vers 8 asseblief. Kolossense 2 vers 8. Ons moet ons geskiedenis leer ken. Ek pleit vanmôre by u. Gaan swat hierdie geskiedenis op, man, kry dit op die punte van jou vingers. Dan gaan jy baie meer begin verstaan oor wat hier buitekant aan die gang is. Hierdie korrupsie in hierdie land, dit sluit wit en swart in, is so ver gevorder. Ek sê vanmôre vir u, hulle gaan vir hom nooit uitgeroei kry hier nie. Daar's nie 'n manier nie. Tensy hierdie volk kies om terug te kom na haar oorsprong, na die beginsel, dan gaan dit verander. Want dan het hulle, soos met Egipte, met Vader Jahwe te maak. En dis jou plekkie waar ek met my voete staan. Kolossense 2 vers 8. Nou, hier is 'n waarskuwing. En luister mooi. Wat word hier gesê? Pas op dat niemand, lees toch saam met my. Pas op
dat niemand julle as byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Vader Jahwe. Hy sê niemand. En as hierdie waarskuwing sê niemand, dan beteken dit as iemand met sy storie kom, toets hierdie persoon of hy binne in die oorsprong is hy deel van die ewige beginsel. En as hy nie daar is nie, jaag hom. Jaag hom. Wat gaan hy doen? Gaan jou wegvoer. So is hierdie volk weggevoer. Kom ons praat oor vandag. Wat leer ons hieruit? Kompromieë het nog altyd hierdie volk se einde beteken. Elke kompromie was bedoel om hierdie volk verder te verklein, te verwoes en so meer. Dis baie interessant as ons nou so daar lees hoe die geskiedenis in die skole nou vervang word met flappie geskiedenis. So die kinders weet nou meer van Steve Biko af as van Vader Jahwe. Maar ek kyk nou vanmôre vir my, dis ons nageslag. Dink jy dit is regverdig dat hierdie nageslag so gelos moet word? Wat het met ons gebeur? Hoekom is ons in die plek? Intussen veg ons oor besnydenisse en sabbate en al hierdie ding, maar die nageslag word keel afgesny. Wie gaan hulle wees as hulle die ouderdom wat jy en ek het? Wie gaan hulle wees? Wat gaan hulle wees? Waar gaan hulle wees? Hulle gaan nêrens wees nie, omdat die wat iets daaraan kon doen het, hulle duime gerol het en godsdienstpraatjies gemaak het. Kompromieë gesluit het. Dis die sleg plek waar ons is. Lees saam met my Openbaring 22 vers 13 asseblief. Ek maak daarmee klaar. Openbaring 22:13. En hier kom Vader en hy kondig aan wie hy is. Hy sê, ek is wat? Ek is die Alfa en die Omega. Omega beteken nie die einde nie. Dit beteken die volleinding. Hy sê ek is die Alfa en die Omega. En dan sê hy hierdie mooi in, die begin en die einde. Met ander woorde, die volledigheid. Hy is die totale volledigheid. En dan gaan hy verder, hy sê, die eerste en die laaste. Met ander woorde, daar's niks tussenin nie. Nou wat is makliker vir jou en vir my om vanmôre besluit te neem deur te sê, ons aanbid Vader Jahwe, want ons is deel van die eerste en ons is deel van die laaste. Daar's niks tussenin nie. Wat is makliker as dit? Miskien is dit nie maklik nie. Vader Jahwe is die beginsel self. Hy is nie net die een wat beginsels gee nie. Hy is die beginsel. Hy is die beginsel. En wat sê ons daarmee ten slotte? Die patroon wat gevolg was altyd om Vader Jahwe, wat die beginsel is, uit te skuif en iets anders in sy plek te sit. Nog altyd. Dit is vir my verskriklik om vanmôre op materiaal te kom loop sê, die leiers het nie Vader Jahwe geken as die absolute beginsel nie. Anders sou hulle in hierdie land vreesloos op hulle voete gestaan het en was ons vandag 'n suiwer volk voor sy aangesig. Maar altyd van die binnekant af het die gemors
plaasgevind. En die volk en die kindertjies wat gebore word binne 'n bloedbad, binne 'n riool, binne 'n verwoesting groot. Hoekom? Omdat die beginsel, omdat Vader Jahwe nie die absolute beginsel in ons bestaan is nie. Ek pleit vanmôre ten slotte. Gaan krap in die ou boeke. Gaan swat bietjie die geskiedenis op. En dan gaan kyk jy hoe het verraad in hierdie volk gefunksioneer. Van Judas af tot vanmôre. En dan kom ons terug na mekaar toe. En dan begin ons mekaar eer en respekteer as die oorsprong wat besig is om afgeskei te word. Wanneer ons na Daniël 2:34 gaan lees, dan hoor ons van die yster in die klei. Onthou u dit? En dan sê die profesie, die yster en die klei sal aan mekaar nie vasklewe nie. Ek is so opgewonde vanmôre. Ek kyk oor met wat die nuusbrokke wat inkom van oor die wêreld. Die Engelse is kwaad, die Duitsers is kwaad, die Franse is kwaad. Hulle wil nie meer die koelies daar hê nie, hulle wil nie meer hierdie gemors daar hê nie. Hulle raak opstandig en ek juig in my binnekant, want wat? Die yster en die klei wil nie meng nie. Maar dit is net die een deel. Die ander deel is daar gaan 'n koninkryk ontstaan. En hierdie koninkryk is die koninkryk van die opregtes. En hierdie koninkryk gaan al die koninkryke op hierdie aarde vernietig, maar self bly staan tot in ewigheid, prys sy kosbare naam. Ek dank u.